Goeiemiddag, ek is Anna Joubert. Ek gaan vir julle lees uit Johannes 3 vers 19 tot 21. Dit sê die volgende: Dit is die beslissende vonnis. Die lig het na die mensewêreld toe gekom, en tog het die mense eerder die duisternis as die lig liefgehad, want hulle dade was boos. Elkeen wat doen wat sleg is, haat die lig en kom nie in die lig nie, sodat sy dade nie bekend word nie. Elkeen wat egter die waarheid beoefen, kom na die lig toe, sodat dit sigbaar word dat sy dade vanuit 'n noue verhouding met God gedoen is. In daardie stukkie sê dit vir ons dat dit beter is om te doen wat die woord sê. Met ander woorde, as pappa sê moenie, doen nie. As pappa sê doen, doen. Die ding met vandag se dinge is, mense, soos die woord sê, en selfs in Openbaring, die wêreld het boos geword. Suid-Afrika word boser by die dag. Dinge word moeiliker vir sekere nasies en makliker vir ander nasies. Maar die woord sê, ons moenie ophou geloof hê nie. Ons moenie ophou glo nie. Ons moenie ophou om hoop te hê nie. Want hy kom. Hy kom. En hy voorsien aan elke kind van hom. Elke liewe kind van hom wat waarlik hom dien, wat waarlik in hom glo, wat waarlik geloof het in hom, voorsien hy. Hy sal ons ook nie deur dinge laat gaan wat hy weet ons nie kan hanteer nie, want hy stap saam met ons. Elke liewe stappietjie vat hy saam. En hy sê ook in sy woord dat ons moet dophou die tekens in die hemel. Daar kom tekens in die hemel wat ons gaan sê, dinge kom nou naby. Daar kom tekens op aarde wat vir ons sê, dinge kom naby. Gebeurtenisse. En dan moet ons nou ook oppas vir valse gebeurtenisse. Want die woord sê, in Engels, there will be wars and rumors of wars. Daar kom oorlog. Groot oorlog. Daar kom ook nog baie pyn en lyding. Swaar kry. En indien ons harte skoon hou met hom, indien ons lewens kan skoon hou van sonde af, dan behoort ons nie te vrees nie. Ons moet eintlik opgewonde wees, want alles wys dat die tyd naby is. Alles wys dat koning Jesus, dit is eintlik 'n naam wat net 500 jaar oud is. Ek moet dit verleer om te sê, koning Yahushua Mashiach, kom. Hy kom. En hy kom om sy kinders te kom haal. Hy kom om sy bruid te kom haal. Hy kan nie 'n bruid kom haal wat nog vol leuns is nie. Wat vol sondes is nie. Wat hier groot praat, daar groot praat, hier vergroot, daar vergroot. Wat hier skinder, daar skinder, hier daar soos ek nou al ondervind het wanneer ek by verskillende kerke was. Voor die diens skinder hulle. In die diens skinder hulle. En hulle uit die diens uitkom skinder hulle nog. Op pad huis toe skinder hulle nog. En by die huis skinder hulle nog meer. Hulle gaan nie onregtig om te hoor wat is die boodskap nie. Nee, hulle gaan daar met 'n kritiese gees. Wat het die mense aan? Waaroor praat hulle? Hoe lyk hulle? Wat is hulle gesigsuitdrukkings? Wat wanneer die aanraking van die gees oor iemand kom, dit is sommer nonsens daai, dit is put on. Hoe weet jy
wat daardie persoon se lewe is. Hoe weet jy of daardie persoon 'n uitverkorene is of nie? Hoe weet jy? Hoe weet jy om te kan sê daai persoon is vals? Ken jy daai persoon dag en nag? Het jy al by daai persoon in die huis gebly om te weet daai persoon reageer so, doen so. Het jy dit al ondervind? Indien nie, moenie vinger wys nie. Ons het 'n manier as mens om na ander te kyk en foute uit te wys. Daai een is so, daai een is so, daai een trek so aan, daai een praat so, daai een doen dit, daai een doen dat. Die woord sê ons mag dit nie doen nie. Ons mag nie sulke negativiteit spreek nie, want dit is vloeke wat jy op ander mense uitspreek. En in hom, volgens die woord, is ons veronderstel om almal om ons te seën. En nog 'n ding wat ek geleer het onlangs in die woord, is dat die woord sê, die ware volgeling, die bloedgewaste volgeling, moet eerste sy eie boetie en sussie wat selfde glo as hy help. Geestelik, fisies, monetêr, maak nie saak nie. Hulle moet eerste gehelp word, dan die res. En as 'n mens deesdae gaan kyk na wat in die plekke aangaan, niemand gaan iets vir jou doen sonder om iets te verwag in return nie. Dit werk nie so nie. Die woord sê, gee eers aan die wat dieselfde as jy glo. Dan aan ander. Jy weet nie of die man wat jou help om wat ook al te doen, Yahusha lief is voor nie. Jy weet nie hoe hy by die huis, hy kan met sy mond sê, God is good. Maar by die huis is dit doef. En is 'n geskinder van môre tot aand. En is 'n gekwaadpatery. En is 'n kritiese gees, want hulle kritiseer alles. Kritiseer die persoon se klere dra, die persoon se hare, die persoon se manier van loop, die persoon se manier van praat, die persoon se manier van wat ook al doen. Dis verkeerd. As volgelinge van Yahusha is ons veronderstel om soos hy te wees. Ons is veronderstel om 'n lopende Bybel te wees. Ons gedrag moet wees soos syne. Hy het kwaad geword. En hy het ongeduldig geword. Hy het 'n paar keer vir sy disippels gesê, julle klein gelowiges, 'n paar keer. Hy kon net nie verstaan, of hy het verstaan, maar hy wou dit by hulle tuis bring. Hulle is al so lank saam met hom en tog kry hulle dit nie reg nie. Hy het gefrustreerd geraak met hulle. Hy het kwaad geraak in die tempel en al die monetêre goed wat die mense probeer geld maak het, uitgejaag uit die tempel uit. En hy het gehuil. Daar's een versie in die Bybel wat in Engels sê, he cried. Jesus cried. Dis nou die Bybel wat so sê. Alhoewel dit die verkeerde woord is, want die woord, die letter J kom nie in Hebreëus voor nie, dit kom nie in Grieks voor nie, en dit kom ook nie in Arabies voor nie. Dit is iets wat ingebring is en die mense dit maar net aanvaar as die regte benaming. Laat ons lewens skoon hou voor hom, want hy kom. Hy sal ons ook nie toelaat om deur goeders te gaan wat hy weet ons nie sal kan deurmaak nie. Hy is getrou. Ons moet ook getrou wees. Ons moet in hom bly glo, bly hoop. En ons moet seker maak ons lewens is reg met hom elke liewe dag. Ons mag opgewonde raak. Ons mag bly raak. Ons mag lag. Hy wil hê ons moet lag. Hy wil hê ons moet vreugdevol wees.
Hy wil hê, ons moet ons liefde vir hom deel met ander. Want dis wat hy ook gedoen het. Sy disippels ook. Sy volgelinge ook. In die Bybelse tyd, hulle het sy lig versprei. Hulle het mense gewys. Dis beter om vreugdevol en vreugdevol te wees, te lag, gelukkig te wees, as om met 'n suur gesig rond te loop en bekommernisse wat jou aftrek, want bekommernisse trek 'n mens af, dit tel jou nie op nie. Hoe meer jy bekommer, hoe meer maak dit jou liggaam siek. Hoe meer 'n mens bly is, vreugdevol, hoe meer 'n mens lag, want dit is wat ons moet doen. Ons is veronderstel om elke dag te lag, want die lewe is 'n skenking. Ons leef omdat hy wil dat ons leef. Hy kon gewil het dat dit die laaste nag was wat mens deurgegaan het, maar hy het nie. Hy het ons nog 'n dag geskenk. Wat beteken wees bly en verheug. Nog 'n dag om te luister na die voeltjies buitekant, om die wind te hoor ritsel deur die blare van die bome, om die honde en die honde te hoor blaf, om die katte se manewales te aanskou, om drukkies te gee, net om te sê dankie, om die blommepragt te aanskou, winterblomme, herfsblomme, somerblomme, lenteblomme, maak nie saak nie, om die natuur te kan aanskou, die sonsopkoms, die sonsondergang, dis alles geskenke van Vader af, goed wat hy gegee het vir ons om te kan geniet, wat hy gemaak het. Maar wat doen die mens? Die mens gaan, en die mens dink meer aan die TV. Die mens dink meer aan die musiek wat na hulle luister, die gedoef, wat jy op 'n amper permanente basis hoor. Mense wat in hulle voertuie ry, en die musiek is so hard, die hele voertuig trol eintlik daarvan. Of hulle plaas goeders buitekant hulle winkels, en dit is so oorverdowend, dat jy amper nie, jy moet skree, om jouself gehoor gemaak te word. So hard is die goed. En almal kyk, hoe kan hulle geld maak uit iemand anders uit? Hulle sal nie help tensy jy iets gee nie. Waar kom die barmhartigheid vandaan? As mense in Yeshua is, hulle moet dit nie doen om iets te verwag nie. Hulle moet dit doen omdat hulle in hulle hart voel, kyk, daai een sukkel, laat ek gaan bystaan. Dis nie om iets te mense het 'n manier om te staan en wag vir daai geldelike wat ook al. Jy is nie veronderstel om te staan en wag nie. Jy help en jy loop. Tensy die persoon jou terugroep en sê, kyk hierso, hier's ietsiekie vir jou. Jy is nie veronderstel om te staan en wag nie. Wanneer iemand help, jy help daai persoon om dit gedoen te kry, in die kar te kry, of waar ook al, jy draai om en jy loop weg, want jy het nou 'n goeie daad verrig, soos 'n barmhartige Samaritaan. Want vandag se tyd, mense wil net geld hê. En as hulle nie geld kry, dan vervloek hulle jou. Dis boosheid. En tog sê die woord vir ons moet bid. Ons moet bly bid, al vloek hulle jou, bid vir hulle. Al maak die regering wat hy wil, bid vir hulle. Al vervloek die mense jou, al beskinder hulle jou, bid vir hulle. Al maak hulle jou tyd moeilik vir jou, bid vir hulle. Vra namens hulle om vergifnis. Vra vir Jahoua om genade te hê met hulle siele, om hulle harte van sement te breek en dit sagte harte te maak, sodat dit ontvangbaar is. Sodat wanneer iemand by hulle kom en dit is op die regte oomblik, hulle harte ook vir hom kan gee. En die wat afgedwaal het, kan terugkom op die pad. En daar's baie wat afgedwaal het. Baie wat valse Christene is. Hulle is nie Christus nie. Wanneer jy na hulle kyk, die kleredrag wat hulle dra, dit sê nie Christus nie. Hulle woorde wat uit hulle mond uitkom,
sê nie Christus nie. Hulle gedrag sê nie Christus nie. Dis alles dinge wat die Vader na kyk. Hy sien alles raak. En die dag gaan kom wanneer ons almal gaan moet betaal vir wat ons gesê het, wat ons gedoen het, wat ons gedink het, die trane wat ons ander mense veroorsaak het, wat ander ons veroorsaak het. Daar is so baie dinge wat mense doen wat ander seermaak. Kinders, jeug, groot mense, ouer mense. En met die wêreld wat so boos is, dit maak dinge baie moeilik vir die gelowiges. Maar die woord sê vir ons, staan vas, byt vas, hang aan. Hy kom, hy is op pad. Hy is op pad. Een na die ander is die profeseë wat in die woord geskryf staan, kom dit tot volëinding. Hy het al hoeveel boodskappe gestuur deur mense om vir mense te waarsku, maak reg. Maak reg. Bekeer julle van julle verkeerde weë. Wat gaan jy maak as jy op 'n verkeerde plek is en hy kom? Wat gaan jy maak as 'n geseënde, as 'n gesalfde, as 'n disipel? En jy vind jouself in die geselskap van 'n klomp skinderbekke. Gaan jy gaan? Nee, want jy bevind jouself tussen skinderbekke. Die woord sê kom uit tussen hulle uit. Wat gaan jy maak as jy tussen 'n klomp liegbekke staan? Jy gaan nie gaan nie. Want jy bevind jou in die geselskap van liegbekke. Dieselfde met kwaadpraters. Dieselfde met seksuele sondes wat mense pleeg. Jy as 'n ongetroude man of vrou wat 'n seksuele verhouding het met 'n ongetroude man of vrou, wat soek jy daar? Die woord sê jy mag dit nie doen nie. En jy as 'n getroude man of vrou wat 'n seksuele verhouding het met iemand anders, die woord sê jy mag dit nie doen nie. As hy kom en jy is supposed to be om 'n Christen te wees, jy gaan nie saam nie, want jy is vuil. Jy is vuil. Die mense wat drink, jy is vuil. Die mense wat rook, jy is vuil. Die mense wat dwelms gebruik, jy is vuil. Die mense wat klere aantrek om aandag te trek, dis nie toelaatbaar nie. Dit wys nie Vader nie. Jy gaan nie saam nie. Mense het so gewoond geraak aan hulle eie dinge en hulle eie maniere, dat hulle nie meer omgee nie. Hulle geniet net hulle lewe. En dan, eendag, gaan jy daai lewe geniet in die hel. Jy gaan brand vir ewig. Jy gaan kerm en kla. Omdat jy geweier het om van die boosheid wat jy doen ontslae te raak. Geen klein sondetjie gaan deurgaan nie. Die woord sê, en ek dink dit is Psalm 51, nie eers 'n kolletjie sonde wat jy nie bely het nie, gaan toegelaat word om in daai nuwe Jerusalem in te gaan nie. Dit is heilig, dit is skoon, dit is rein. Dis hoekom hy sê, maak reg, maak skoon, bly skoon. Dis hard om skoon te bly, maar dis moontlik. Dis baie moontlik. Dis baie moontlik. Maak seker. Maak seker, maak seker. Yeshua is op pad. En die hel is nie 'n plek om te lag en vrede te hê nie. Dis 'n plek van boosheid. Dis 'n plek van lyding. As mense dink hulle ly op aarde, die lyding en die vuur, die hitte van daai vlamme is so fel. Mense gaan wens hulle het toe hulle op aarde was nog 'n kans gehad het, die kans gevat
om te doen wat reg is. Want wanneer jy eers in die hel is, kan jy nie daar uitkom nie. Nooit weer nie. Die Bybel sê, die woord sê, die rook van die mense wat gaan in die hel wees, gaan op vir ewig. Hulle gaan vir ewig ly, die leuenaars, die seksuele sondemense, die rokers, die drinkers, die mense wat kwaad geword het, die kwaadstokers, die mense wat partytjies hou, die mense wat vasklou aan tradisies en slegte gewoontes, aan kulture wat hulle nie moet aan kulture moet gewoond wees nie, want die woord sê, wanneer jy jou hart vir hom gee, dan het jy nie meer 'n kultuur nie. Jy het nie meer tradisies nie. Sy kultuur en sy tradisie word jou tradisie, want hy is binne in jou. Dan is jy nie meer dit of dat nie, jy is in hom. Hy is binnekant jou. Dan word jy deel van die hemelse tradisie, die hemelse kultuur. Dan bestaan jou kultuur nie meer nie. Hoekom mense vasklou aan hulle kulture en hulle tradisies? Terwyl hulle sê hulle behoort aan hom. Dis skynheiligheid. Dit is skynheiligheid. Skaam julle om skynheilig te wees. Skaam julle om skynheilig te wees. Maak reg terwyl daar nog tyd is. Die dag gaan kom wanneer daai tyd uitgehardloop het. Wanneer die Heilige Gees weggevat gaan word. En dan gaan, soos hulle sal sê in Engels, die pop op die fan strike. Dan is dit te laat. Wees gereed, maak reg, bly reg in Yeshua Mashiach se naam.